My boodskap vanoggend wil ek praat oor die dood. Wetenskaplikes is nog steeds verward en hulle weet nie hoekom moet mense doodgaan nie. Baie mense probeer verstaan hoekom moet ons doodgaan? Hoekom is daar so iets soos die dood? Die vraag wat baie mense vra is, waarvanaf kom dood? Is dood 'n persoon of is dood maar net 'n invloed? Is dood 'n wat of is dood 'n wie? Wie is dood of wat is dood? Wat is die oorsprong van dood? Waarheen gaan dood as ons doodgaan? Nou ek wil vir julle deur die woord van die Here vat. Dis gewoonlik vir 2 dae wat ek hierdie boodskap gee, maar ek gee dit nou in 20 minuut. Ek gaan dit so kompak maak dat u almal die boodskap kyk. Ek het vir my broer pastoor West gevra om vir my die skrifte te lees, want soms is dit maar baie sterend as u 'n boodskap gee en jy kyk na die note, weet is baie verwarring. Soos jy weet, my vrou sê altyd vir my, ek is 'n lewende Bybel en ek geniet dit om die Bybel in my hart te dra. En ek wil net u vanoggend sê, as u vanoggend 'n Christen is, ek wil vir u sê, raak verlief op jou Bybel. Raak so verlief op hy woord en jy sal weet wat ek daarmee bedoel. Nou, toe ek lees 2 maande gelede maak die Here my wakker. Ek sê eintlik 2 weke gelede maak die Here my wakker. En die Here gee my hierdie boodskap oor die dood. 3 uur die oggend was voor Otto. En ek kon nie verstaan nie. En die Here het vir my, en dit was voor ek die tyd gekry en toe broer Oesie vir my bel en sê dat ons moeder het afgesterwe. Toe weet ek, en die Here sê dat gee hierdie boodskap vir my mense. Nou ek kon nie verstaan hoekom die dood is so 'n belangrike invloed of so 'n belangrike konsep is, dat selfs wetenskap, maak nie saak of jy 'n dokter is of 'n president, ons almal moet doodgaan. So dis 'n realiteit wat ons in die gesig moet staan. Maar die vraag wat ons almal vra is, wat is hierdie ding dood? Ek wil verstaan, hoekom moet ek doodgaan as 'n mens? Hoekom kan ek nie vir ewig lewe nie? En nou verstaan ek dit. Nou, toe ek Markus, nou lees gou vir my Markus hoofstuk 14. En lees dit gou vir my. Die ervaring wat Jesus gehad het in vers 32. Markus hoofstuk 14. As u Bybel het, kan ek lees na Markus hoofstuk 14 vers 32. Hier is dit nou Jesus, die seun van God, wat op die aarde gekom het. En hy het dood in die gesig gestaan. Wat was die ervaring van Jesus as dit kom by dood? Lees dit gou vir ons, Markus hoofstuk 14 vers 32. Wat sê die Bybel? Markus hoofstuk 14 vers 32 tot 35 in 1923. Toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsemane was. En hy sê vir sy disippels, sit hier onder terwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Aha. Bly hier. Hy sê, die Bybel sê, toe Jesus besef, hy gaan dood, het hy begin emosies ervaar. En die Bybel sê, Jesus het benoud geraak, toe hy die dood in die gesig stap. Wat is hierdie ding wat ons noem die dood? Lees vir ons Lukas 22 vers 42. Wat sê die evangelie van Lukas vir ons? Wat was die ervaring? Markus sê vir ons, dat toe Jesus die dood sien, was hy angsbevange. Nou as Jesus die dood as 'n mens bevrees het, wat van ek en u? Kom ons lees gou wat sê Lukas hoofstuk 22 vers 42. Wat was die ervaring van Jesus? Lukas 22 vers 44, Nuwe Lewende Vertaling. Terwyl hy intense angs beleef, het Jesus nog ernstiger gebid.
Sy sweet het soos druppels bloed geword wat op die grond drup. Nou waar kry 'n persoon wat soveel, ons noem dit in die wetenskap fobia, soveel vrees ervaar, dat hy begin sweet. En die Bybel sê sy sweet was soos bloed. Wat is hierdie konsep wat ons noem die dood? Dat selfs Jesus as 'n mens so bevrees was, en kom ek sê baie mense vandag staan voor die dood en daar is vrees in hulle hart. As mense net kan weet wat of wie is die dood. Nou lees gou vir ons waar vanaf kom hierdie ding die dood in Romeine 5 vers 23. 5 vers 12. Wat sê Romeine hoofstuk 5 vers 12 vir ons? Wie of waarvanaf kom hierdie ding dood? Want die dood het 'n oorsprong. Wat sê Romeine hoofstuk 5 vers 12 vir ons? Lees dit vir ons. Ja. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood. En so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. So wat beteken, die dood het gekom as gevolg van sonde. Nou die Bybel sê dat die dood het deur die sonde in die wêreld ingekom. Nou ons weet van die appel of van die vrug wat Adam geëet het, wat die Here gesê het, moenie van die boom van die lewe, van die boom van die kennis van goed en kwaad, want anders gaan jy doodgaan. En ons weet as gevolg van dit het dood in die wêreld ingekom as gevolg van sonde. So sonde het 'n deur oopgemaak waar dood in die wêreld ingekom het. Nou my vraag Pastor Otto, voordat die dood in die wêreld gekom het, waar was dood? Wat is die woning van die dood? Voordat Adam die dood ingenooi het, so die dood word in die wêreld geakkommodeer. So waar was die akkommodasie van die dood voordat in die wêreld gekom het? Nou kom ons gaan na die Bybel en ons gaan lees wat sê die Bybel. Nou Job gee vir ons 'n goeie blik. Waar was die woning van die dood voordat die dood in die wêreld ingekom het as gevolg van sonde? Kom ons gaan na die boek van Job, hoofstuk 10 vers 21. Sê vir die persoon langs jou, hierdie mannetjie ken sy Bybel. Job hoofstuk 10 vers 31. Vers 21, lees dit vir ons. Ek moes gewees het, of ek daar nie was nie. Van die moederskoot af moes ek na die graf gedra gewees het. Voordat ek heen gaan en nie terugkom nie, na die land van duisternis en doodskaduwee. 'n land van donkerheid, soos middernag, van doodskaduwee en wanorde. En dit gee 'n skynsel soos middernag. So wat beteken, die dood se woning was duisternis. Dis hoekom hy sê in Psalm 23, al gaan ek ook in die van. So wat beteken die dood het 'n skaduwee. Nou as die dood skaduwee het, beteken dan moet lig in hierdie skaduwee wees. Want jy kry net skaduwee waar die son skyn. Nou my vraag is, wie is die lig wat skaduwee gee aan die dood wat in die duisternis? Nou gaan ons na Johannes, na die Nuwe Testament. Johannes hoofstuk 1 vers 1. Wat sê Johannes 1 vers 1 vir ons? Hy sê in die begin was die woord en die woord was God en die woord was, en dan sê in vers 5, in die duisternis kon die dood nie oorwin nie. Wat beteken dood se woning was duisternis. Duisternis het vir dood toegesluit, maar toe die mens sonde het 'n deur oopgegaan en sonde en dood het uit die duisternis ingestap in hierdie wêreld. Dis hoekom ons van Adam tot nou toe in die duisternis is wat ons noem die dood. Maar my vraag Pastor Otto, wie of wat is die dood?
Is die dood 'n persoon of is die dood maar net 'n invloed? Nou ons weet volgens die woord dat daar's iets rondom hierdie dood. Nou kom ons kyk gou, wat sê Job nog steeds vir ons rondom hierdie identiteit, die konsep die dood. Nou kom ons gaan na die boek van Job 28 vers 22. Wat sê die Bybel vir ons in die boek van Job? Sê vir die persoon langs jou, raak verlief op jou Bybel. Job 28 vers 22. Wat sê die Bybel vir ons? Wie of wat is die dood? Lees dit gou vir ons. Job 28 vers 22. Die plek van vertering en die dood sê. Wat sê? Die plek van vertering. Hy sê, die dood sê. So die dood kan praat. Hy sê die dood sê. So beteken die dood het 'n stem. Wie of wat is die dood? Nou as die dood 'n invloed is, kan die wind praat. So wat beteken hierdie dood het sekere kenmerke en een van sy kenmerke, hy kan praat. Nou wat sê die dood? Lees verder vir ons. Met ons ore het ons die gerug daarvan gehoor. So wat beteken die dood kan praat en die dood het ore? Vra vir die persoon wat so, wat of wie is die dood? So as die dood ore het en die dood kan praat, wat beteken hierdie konsep wat ons noem die dood is mos 'n persoon? Wie is die dood? Kom ons gaan gewoon na Openbaring, hoofstuk 6 vers 8, na die Nuwe Testament. Jy sê miskien vir my, prediker, hierdie boodskap was maar net Ou Testament. Kom ons gaan na die woord, die Nuwe Testament, hoofstuk 6 vers 8, net om te ontdek, wie is die dood? Dis my vrou wat nou die fotograaf is, so sy neem foto's van my. So dis maar span bediening. Lees gou vir ons my broer, Openbaring, hoofstuk 6 vers 8, wie is die dood? En ek het gesien en kyk, daar was 'n valper en hy wat daarop sit. Wat sê? Hy sê, hy, wat daarop sit. Nou wie is hy? Sy naam is die dood. So dit beteken die dood is 'n ryder op 'n perd. So die dood is 'n persoon. So beteken die dood het hande en vingers en oë soos ek en jy. Wie sê dat die dood nie langs jou sit in 'n mensevorm? Die dood is besig om te beweeg. Hy's 'n ryder op die paard. Wat beteken die dood is op pad na jou toe? Hy's op pad na my toe. Die vraag is die tyd. Nou lees verder, wat 'n mag het hierdie ryder van die perd die dood gekry. Lees dit vir ons my broer wat sê. En die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee. So wat beteken die dood het autoriteit? Hierdie wese, wat beteken hy's 'n skepsel wat deur God geskep is. Met een doel, so sy naam is nie net dood, dis nie net die titel nie, maar hy is 'n wese wat genoem word dood. So dood kan stap, dood kan klop aan die deur van jou huis. Dis hoekom hy sê in Openbaring Pastor Otto 3 vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop. Nou lees verder vir ons wat 'n mag, lees verder vir ons wat sê vers 8 Openbaring. En aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde om dood te maak met swaard. Okay, hy sê om die aarde dood te maak. So wat beteken dood is nog steeds hier, maar dood het 4 wapens wat hy gebruik om ons dood te maak. Geef ons die 4 wapens, wat is die eerste wapen? 'n Wese op 'n perd. Hy verwys na 'n wese nie. Nee, lees vir ons weer vers 8. En aan hulle is mag gegee oor die 4 dele van die aarde om dood te maak met die swaard. Swaard en hongersnood en pes wat siekte is en deur die wilde diere. Wilde dier.
So die dood is besig om sy wapens te gebruik. Mense gaan dood in motorongeluk. Mense gaan dood in oorlog. COVID-19 is op ons. Mense gaan dood in siekte. Dis die wapens van die dood. My vraag is, watter wapen gaan die dood teen jou gebruik? Sê vir die persoon langs jou, Here, help. So, wie? Nou weet ons die dood is die wie. Ons weet die dood is die visie. Maar die vraag, is jy gereed? Is jy gereed wanneer die dood gaan klop aan jou deur? Nou my vraag is, wie is in hierdie duisternis saam met die dood? Gaan gou vir ons na Matteus hoofstuk 8 vers 11. Wat sê die Bybel? Wie is in hierdie duisternis? As jy nou doodgaan, gaan jy na die land wat genoem word duisternis. Wie is in hierdie duisternis vasgemaak, waar die dood skaduwee is? Matteus hoofstuk 8. Lees dit gou vir ons wat sê van vers 11. Matteus 8 vanaf vers 11. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom van die ooste en weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal sit in die koninkryk van die hemele. Hy sê daar's 2 koninkryk. Die eerste is die koninkryk van die hemele. Lees verder vir ons. Maar die kinders van die koninkryk, So daar gaan ook 'n ander koninkryk wees wat ons noem die doderyk. Lees verder. maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande. So wat beteken, daar gaan 'n plek wees waar ons se tande gaan kners. Ons weet nie, dis nie ons wat oordeel nie, dis die Here wat oordeel. Die vraag is u gereed? Nou die vraag wat jy wil vra, en ek wil sommer nou afsluit, is wat moet ek doen om die dood te kan ontwyk? Wat moet ek doen? Maar voordat vir u die vraag gaan beantwoord, het ek goeie nuus vir u. Wat gaan met die dood gebeur? Wat gaan met hierdie wese gebeur, die dood? Nou kom ons gaan lees gou na Openbaring hoofstuk 20. Wat sê die Bybel vir ons? Vers 14. Iemand sê nou wat 'n vers is dit? Openbaring hoofstuk 20. Wat gaan met dood gebeur? Ek wil ook goeie nuus vir u gee. Wat sê Openbaring 20 vers 14 vir ons? Ek is besig om hierdie boodskap baie kort te maak, want ek weet u is bietjie uitgeput en die dag is nog baie lank. Wat sê Openbaring 20 vers 14 vir En ons? die dood en die doderyk. Hy sê wat? Die dood En die doderyk en die doderyk. is in die poel van vuur gewerp. Dit is So wat beteken hierdie dood is nie die finale dood nie. So as die dood wat ons fan is, sal ook vernietig word, Pastor Otto. Nou hy kan nie vernietig word deur 'n revolver of deur 'n kool nie. Die enigste einde van dood is vuur. En hy sê hy vuur is by 'n plek. En hierdie plek is die poel. Nou lees verder vir ons, wat sê hy verder? Lees dit vir ons. Dit is die tweede dood. So beteken daar gaan 'n finale dood wees, wat dood homself in die dood gaan dood word. Soos hulle rebel sê dood. Lees verder wat gaan gebeur. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur So wat gewerp. beteken as jou naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, gaan jou buurman die dood wees. Jy en jou buurman dood gaan dag en nag julle tande kners in die poel van vuur. Sê vir die persoon agter jou, Here help my. Is jy seker jou naam is opgeskryf? Ek praat van die dood. Wie is die dood?
So die vraag is, wat moet ek doen om seker te maak dat my buurman of 'n buurvrou, ek weet nie wat dit is nie, maar ek weet die buurman gaan die dood wees. Wat moet ek doen? Kom ons gaan kyk gewoon na die Ou Testament. Esegiel 33 vers 11. Wat sê Esegiel vir ons? Wat is 'n kreet wat die profeet Esegiel vir ons gee in Esegiel 33 vers 11? Wat sê die Bybel vir ons? Wat moet ek doen om die dood vry te spring? Wat Sê vir hulle, Aha. so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. Maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weer. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Israel. Bekeer! Is die sleutel. Bekeer jouself na die Here. Hy sê maar ek is 'n kind van die Here. Ek is in 'n kerk. Die Bybel sê bekeer jou. Nou dis 'n persoonlike sag. Dis nie my plek om u te oordeel nie. Hy sê nie gaan na kerk of na denominasie. Hy sê dis 'n keuse wat u moet maak. Nou kom ons gaan gewoon kyk, wat sê Jesus in Matteus 4 vers 14 vir ons in die Nuwe Testament? Wat moet ek doen om hierdie dood vry te spring? Matteus hoofstuk 4 vers 14. U sal vandag sê, man van God of spreker, ek verstaan nie wat u sê nie, maar ek wil u vandag sê, daar is hoop vir u. Jou lewe eindig nie met die dood nie. Na die dood is daar lewe. Die vraag is, waarheen is u op pad? Want daar is net twee plekke. Wat sê Matteus hoofstuk 4 vers 14 vir ons? Lees vir ons. Matteus 4 vers 17 van toe af. Okay, lees eers vers, okay, ek weet jy die. Lees gou vir my vers 14 en dan gaan jy oor na 16 en 17 toe. Sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, die land Zebulon en die land Naphtali, na die see toe oorkant die Jordaan, Galilea, van die heidene, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. Hy sê, die volk wat in die duisternis sit. Duisternis is vandag oor jou familie. Duisternis is vandag oor jou kinders. Duisternis is vandag oor jou geliefdes. Maar kom ek sê, die Bybel sê, daar is 'n lig wat sal skyn oor die duisternis. Ek het vanmôre 'n goeie nuus om vir u te sê, die lig Jesus Christus gaan oor jou kinders skyn. Die lig Jesus Christus gaan oor jou vaders skyn. Die lig Jesus Christus gaan in jou wêreld van duisternis kom. Daar is hoop vir hier mense. Maak nie saak of mense vandag vir jou sê dat jy is onder duisternis. Die lig van die wêreld, Jesus, gaan oor jou skyn. Lees verder vir ons, my broer, wat sê hy? Vir hulle het 'n vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek. Wat sê Jesus? Nie ek nie. Wat sê Jesus? Lees dit vir ons. Om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Sê vir die persoon langs jou, as jy bekeer. As jy bekeer. Jesus sê jy moet bekeer. Nie ek nie, as jy bekeer. Ek sê nie behoort jy aan 'n gemeenskap of aan 'n kerk. Ek vra as jy bekeer. Dis nie hoe goed jy leef nie. Dis nie wie jy is nie. Dis nie wat jy besit nie. Maar bekeer jou tot die Here Jesus Christus. Daar is hoop. Die dood is op pad. Of jy daarvan wil hoor nie. Hy klop aan jou deur. Maar die vraag, is jy gereed? Kan ek eindig met die mooiste goeie nuus? Openbaring 21 vers 1. Wat sê die Bybel? En dis soos 'n melodie. Elke keer as ek Openbaring 31
21 lees, dan kom daar soveel musiek in my, en ek weet ons moeder vandag is by 'n regte plek. Die vraag, is jy gereed om na die regte plek toe te gaan? Wat sê Openbaring 21 vers 1 vir ons? En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. So sê vir die persoon, hierdie aarde waar ons nou is, staan jou voete, hierdie aarde word vernietig. Sien jy die wolke? Die hemel word vernietig. Die Bybel sê ek sien 'n nuwe. Daar is 'n nuwe aarde. Hierdie aarde is vol smarte en pyn en dood en siekte en bekommernis en konflik en oorlog. Hierdie negativiteit moet vernietig word. Lees verder vir ons wat sê vers 4 vir ons. En God sal die trane van hulle oë afvee. Sê die Here gaan jou trane. Hierdie plek, ons gaan nou huil. Trane gaan nou stort. Maar wat sê vers 4 vir ons? Wat sê vers 4 vir ons? En daar sal geen dood meer wees. En daar gaan geen dood. So wat beteken God die Vader gaan jou trane afstort. Maar 'n tyd gaan dit nie wees nie. 'n Tyd van blydskap. Jy gaan nie meer ween nie. Vandag ween ons. Vandag is ons bedroef. Maar kom ek sê, die tyd gaan kom wanneer jy gaan loop op die strate van Sion en jy gaan 'n nuwe lied sing en sê Maranatha, Here kom. Die vraag is jy gereed? Hy sê die trane word afgestort. Lees weer vir ons vers 4, lees dit weer vir ons. En God sal die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood. Sê die pastoor gaan die trane afvee. Sê die dominee gaan jou trane afvee. Sê die biskop gaan jou trane afvee. Sê die priester, wie gaan jou trane afvee? En lees wat sê, lees dit weer vir ons. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Aha. En daar sal geen dood meer wees nie. Wat sê? Daar sal geen dood meer wees nie. Ek wil hê jy moet vandag kyk en sê dood. Vandag kan jy my doodmaak, maar daar kom 'n dag. Hy sê en daar sal geen dood wees nie, want U is in die lewe en U is in Christus. Ek wil nie vandag, dis oomblik soos die Pastor Otto, waar ons sê, leg jou hande op. Wie wil jou sak regmaak met die Here? Wie wil vanmôre, maar ek gaan dit nie vandag doen nie. Ek wil hê jy moet vandag huis toe gaan. En hierdie boodskappe pense en slap, maak die deur kamer toe en sê, is ek. Die Here sien, kom ons gee die Here hande.